Jesus magtige naam, ek begroet elke individu onder die invloed van my stem, in Jesus naam. Wat 'n wonderlike voorreg het vanaand weer eens is om die woord van God te deel met julle. Wat 'n wonderlike voorreg het vanaand weer eens is om te praat oor die Here en oor die woord van God. Prys die naam van die Here. Vanaand wil ek baie graag hê ons moet soort van teruggaan na die fondasie van Christendom. En ons het een fondasie en dis ons geloof. Ek wil baie graag vir iemand 'n bemoediging wees. Ek wil baie graag hê die Gees van God my gebruik om herlewing te bring tot u gees, tot u geloof, tot u lewe, tot u pad met God wat u stap, prys die Here. Ek wil baie graag hê die Gees van God met deur hierdie broadcast iemand terugbring tot die geloof, iemand terugbring tot die fundament, iemand terugbring by waar dit alles begin het. Prys die Here. En so waar u ook al is, as u my kyk onder die invloed van my stem, kom ons maak ons oë toe en ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie diens. Baie dankie vir so 'n wonderlike woord. Baie dankie, Vader, dat u ons die voorreg gegee het om die woord van God te predik. En dat mense is wat ingeskakel is, en mense is wat luister aan die woord van God. Ek bid, Vader, terwyl hulle luister, bid ek dat die seën van die Here op hulle lewens toeneem. Ek bid, Vader, seën hulle, kom beskerm hulle, kom bewaar hulle, en hou u wonderbaarlike hand oor hulle lewens, oor hulle families in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. Prys die Here. So vanaand wil ek baie graag deel saam met julle oor geloof. Iemand kan nou daar sit en ek kan nou daar so sit en wonder, want hoe gaan die man van die Here met hierdie boodskap gaan? Want ek meen, jy het al so baie gehoor van geloof. Jy het al so baie preke gehoor van geloof, oor geloof, en geloof die, en geloof daai, en geloof die, en geloof daai. Ek wil baie graag hierdie broadcast en hierdie reeksdiens, soos wat die Gees van God my lei, ek wil baie graag sentreer op jou lewe persoonlik. Ek wil dit nie groepspredikasie maak, of dis vir 3, 4, 5, 6 mense nie. Ek wil dit, wanneer jy hierdie broadcast kyk, wanneer jy hierdie video sien, wil ek baie graag met jou as individu spreek. Ek wil baie graag tot jou gees praat, ek wil baie graag tot jou geloof praat, ek wil baie graag tot jou siel praat. En so, as een ding wat die Bybel sê, niks anders kan God behaag anders as geloof. Jesus staan eendag voor iemand en hy is so verbaas vir die persoon se vlak van geloof, en die persoon so geweldig glo in God en in die werke van God. Hy kyk aan die persoon en hy sê, ek wonder by myself, as ek weer terugkom, sal ek geloof soos hierdie op die gesig van die aarde vind. Dis waar ek in u inkom. Dis waar ek in u inkom. Individueel. Hy sê, ja, maar ek het geloof in die Here. Ja, maar ek het geloof in die woord van God. Ja, maar ek het geloof en as daar 'n windjie kom, as daar 'n storm kom, as daar 'n wind waai is, as dinge nie lekker lyk nie, dan vlieg hy geloof by die agterdeur uit. As dinge moeilik word, dan vlieg hy geloof, daar dieselfde geloof met ons so, met ons 'n volle bors bely. Daar dieselfde geloof vlieg by die agterdeur uit. En hoekom is dit so? Hoekom is dit so? Hoekom is ons in 'n plek waar ons, as alles goed gaan, as alles mooi gaan, as alles wel is, dan kan ons God se naam proclaim. Ons kan die naam van die Here bely, en ons kan staan daarby, en ons kan vas staan daarop, en wanneer die storm kom, dan sê ons, nee maar, dit was nooit die geval nie. Jy het gedink jy het geloof. Jy het gedink jy het geloof. Geloof, die Here God kom besoek vir Abraham. Die Here sê vir hom, Abraham, uit jou uit sal daar volke, nasies en talle voortkom. Die Here kom na Abraham toe, en die Here sê vir Abraham, jou nageslag sal wees soos die sterre van die hemel, ontelbaar, soos die sand van die see, ontelbaar. En God praat met Abraham, en God weet die man se situasie is van so 'n aard, dat hy nie op daai oomblik en op daai stadium dit kon insien nie. Maar sy geloof het. Ek probeer iewers gaan met dit. God praat met Abraham oor 'n situasie wat hy nie het nie. En vir soveel baie jare het hy heel moontlik geprobeer, nie heel moontlik nie, hy het geprobeer, en hy kon dit nie kry nie. Hy kon nie 'n kind kry nie. En God kom praat met Abraham reeds oor hierdie ding wat hy so mee sukkel. En die Here God sê vir Abraham, jou nageslag sal wees
soos die sand van die see en soos die sterre van die hemel ontelbaar. En Abraham by homself, ek glo Abraham by homself kon nie dit insien met sy vleesoog nie. Sien, dis waar die verskil van geloof inkom. Dis waar die verskil van geloof inkom. Dis waar die erns van geloof inkom. Geloof weeg nie die sig van jou menslike sig. Geloof neem dit nie in ag nie. Dit wat jou omstandighede vir jou sê, geloof neem dit nie in ag nie. Dit wat jou realiteit vir jou sê, geloof neem dit nie in ag nie. Dit wat jou liggaam vir jou sê, geloof neem dit nie in ag nie. Die siekte wat in jou liggaam is, geloof neem dit nie in ag nie. Die armoede waartoe jy gaan, geloof neem dit nie in ag nie. Geloof is 'n aspek wat ver bo kan enige situasie is. Geloof is dit wat groter is as enige moeilikhede. En geloof kan nie buig voor armoede nie. Geloof kan nie buig voor siekte nie. Geloof kan nie buig voor moeilike omstandighede nie. Geloof kan nie buig voor die dood nie. Geloof kan nie buig voor enige iets nie. Geloof kan nie buig nie. En so Abraham het 'n keuse gehad. Asof ek gaan met my normale denke en ek betwyfel dit wat God sê en ek stel nie belang nie. Of daar's iets anders binne in my wat ek kan aktiveer. En dis om nie deur my sig te wandel in hierdie lewe nie, maar deur 'n hoër krag genaamd geloof. Jy weet, geloof is eintlik 'n gawe en is eintlik 'n geweldige groot krag wat ons almal geontvang het. En net sekere mense stap in die wonders van geloof. Net sekere mense. Daarvoor sê iemand by vandag, of iemand sê, pas op vir jou woorde. Pas op vir jou woorde. Jou woorde het 'n manier om jou lewe uit te skryf. En dis al vir iemand wat kom sê, geloof is wat ek en u ontvang het, om wonders op wonders op wonders te doen, geloof in God. Abraham besluit maar, ek gaan nie deur die sig van my menslike perspektiewe en dit wat ek perceive in die vlees, ek gaan nie daar volgens lewe nie. Abraham kon kyk na sy liggaam en sê, maar daar is nie 'n manier dat ek kan kinders kry nie. Hy sê, ek gaan nie daar volgens lewe nie. En dis waar die uitdaging inkom. Kan u met geloof lewe wat buitekant hierdie wêreld is? Kan jy lewe met geloof wat buite hierdie wêreld is? Abraham kon sy liggaam kyk, Abraham kon na die dokter luister, Abraham kon, en hy sê, die dokter se woord is nie die laaste sê nie. Hy sê, my liggaam se reaksie is nie die laaste sê nie, my organe se reaksie is nie die laaste sê nie, my geloof in dit wat God gesê het, aangaande my, dis wat die laaste sê is. Oh my goodness. Iemand het nie gehoor wat ek sê nie. Jy sien, die situasie was so geweldig, toe Sarah hoor, sy gaan 'n kind kry, toe lag sy. Onmiddellik dui dit op vlees. Sy was gelei deur haar vlees. Sy was gelei deur dit wat sy gesien het met haar 2 oë, want volgens haar calculations in haar brein, sy is te oud om kinders te kry. En ons sien dit op 'n latere stadium in die skrif. Die Bybel sê sy het haar slavin gevat en by Abraham ingelaat gaan sodat daar 'n kind kan kom, Ismael. So sê dit, in daai tydperk het sy net nie geglo nie. Sy was nie on board met Abraham nie. Dit kon heel moontlik Abraham se delay gewees het vir sy wonderwerk. Maar net, maak nie saak of hy 'n delay gehad het nie. Maak nie saak wat die situasie was met sy wonderwerk nie. Geloof was dit wat hom gedryf het. Geloof in God. In 'n situasie waar hy probeer het vir jare lank. In 'n situasie waar sy liggaam vir hom sê, daar is nie 'n manier nie. In 'n situasie waar sy vrou lag, besluit hy, ek gaan die kennis van hierdie wêreld op sy sit. Ek gaan die wette van hierdie wêreld op sy sit. Ek gaan die wette van hierdie wêreld op sy sit. En ek gaan my geloof by 'n plek bring waar dit totaal en al op God steun. Prys die Here. Ek kan vir u sê, ek het geloof. U kan vir my sê, jy het geloof. Die vraag is tot hoe ver toe. Tot hoe ver kan jou geloof jou dra, heiliglik? Tot hoe ver kan dit jou dra?
As die versoeking kom, as die beproewing kom, as die moeilikhede kom, as daai wonderwerk nie gebeur wat jy vir 5 jaar al voorbid nie. As die wonderwerk nie gebeur wat jy al vir 10 jaar voorbid nie, kan ek nog steeds bely dat ek 'n vaste geloof het in God. Die Gees van God laat my toe om hierdie reeksdienste te doen. En ek wil vir iemand sê, met hierdie boodskap, beer jouself op. Beer jou geloof op. Beer jou geloof op. Kom by 'n plek waar jy geloof het in God. Kom by 'n plek waar jy geloof het in die Here. My goodness. Waar jy God nie betwyfel nie. Waar jy God nie betwyfel nie. Waar jou sig nie vir jou sê, maar dit moet so wees nie. Waar jou brein nie oorneem en vir jou sê, maar die uitkoms moet so wees nie. Dis hier om iemand te kom help. Iemand te sê, jou geloof het 'n krag. Jy het 'n krag binne in jou. Bo kan hierdie normale wêreld met al sy wette, is daar iets spesiaals omtrent jou, en jy dit nog nie geontdek nie. En ek wil vir iemand kom help met hierdie diens, en vir iemand sê, ontdek jou geloof, ontdek dit, dat jou geloof na vore kom, en dat jy stap in die wonders van jou geloof. Prys die Here. So wonderbaarlik dat Jesus by meerdere van die wonderwerke wat hy kom, dan sê hy vir hulle, direk, hy sê hulle prompt uit, jou geloof het dit gedoen. Dis waar ons almal moet kom, ons moet by die plek kom waar ons geloof dit vir ons doen. Ons moet by die plek kom waar geloof nie iets is wat ons hoor van Abraham en van Sarah en van Elia en van Moses nie, maar het geloof 'n werklikheid word in my lewe, het geloof 'n werklikheid word in u lewe. Jy kan nie toelaat dat armoede, die armoedige situasie waarin jy groot geword het, jy kan nie toelaat dat dit vir jou sê, jy sal dit nooit maak in die lewe nie. Jy kan nie toelaat dat die armoedige situasie waarin jy groot geword het, nie jou laat droom dat jy in 'n 5 miljoen rand se huis kan eendag bly nie. Jy kan nie toelaat dat situasies en omstandighede waarin jy jouself bevind, toelaat dat die meerderheid en die groterheid, dat die meerderheid en die groter uitkoms moet verrig nie. Jou geloof is in staat om meer te doen. Jou geloof is in staat om jou uit armoede uit te neem. Jou geloof is in staat om jou uit finansiële situasies uit te neem. Jou geloof is in staat om jou uit siektes uit te neem. Jou geloof is in staat om jou uit die situasie van werkloosheid uit te neem, uit te haal. Jou geloof is in staat om jou uit te haal uit so baie dinge. Jou geloof is in staat en sy magte om jou uit te haal uit so baie dinge uit. Jy moet dit ontdek. Jy moet dit practice. Jy moet daarin wandel, jy moet daarin beweeg, jy moet daarin loop. Jou geloof in God is wat wonders verrig. Jou geloof in die Allerhoogste is wat wonders verrig. Ons kan hierdie Bybel van voor tot agter toe lees, elke dag, elke nag, elke uur, elke sekonde. Sonder geloof beteken hierdie Bybel vir u 'n boek. Dan is hierdie Bybel net 'n boek. En is hierdie Bybel net 'n boek. Ek is hier om iemand te guide. So die Gees van God my lei. Ek vertrou die Gees van die Here om my te lei, om u te guide. Die by daardie plek kom waar u sê, maar my geloof wil ek aktiveer. Jy sit met jou deurbraak binne in jou. Jy sit met jou genesing binne in jou. Jy sit met jou uitkoms binne in jou. En jy soek rond en jy val rond en jy's hierdie kant toe en jy's daai kant toe en jy's hierdie kant toe. Die vrou met bloedvloeiing het gesê, as ek net aan sy soem kan raak. Jesus sê vir haar, jou geloof het jou gered. Jou geloof het jou gered. En vanaand kan ons weer aan sy soem raak. Afhangende die maat van ons geloof. Kom ons kom by 'n plek waar ek sê, Here, my geloof wil ek in werking stel. My geloof moet in werking kom. Dat u storie ook 'n wonderbaarlike storie word. Daai vermoë is in u. U het dit binne in u. Ek lees 'n skrif om hierdie woord af te sluit. Ek wil hê iemand gaan dink oor geloof. Gaan dink oor geloof. Dis iewers binne in jou. Iewers binne in jou. Gaan dink oor geloof. En sien die hand van die Here wat wonderbaarlik beweeg oor jou eie lewe, oor jou kinders se lewe, oor jou huwelik, oor jou finansies, oor jou gesondheid. Sien die hand van die Here wat wonderbaarlik beweeg. Ek lees Hebreërs 11 vers 1. Hoor wat sê die woord? Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Oh my goodness, 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Daar's dit weer eens.
Jou lewe kan nie jou geloof bepaal nie. Bring jou geloof by 'n plek waar jou geloof die uitkoms van elke situasie in jou lewe bepaal. Bring jou geloof by 'n plek waar jou geloof in God die uitkoms van elke situasie in jou lewe bepaal. En weet jy wat is die hartseerste? Eerder sê, die beste nuus wat ons kan vanaand kry. Hy geloof is in jou. Hy geloof is binne in jou. Is opgesluit binne in jou. En jy alleen in die vermoë hy geloof te aktiveer. Volg my met hierdie dienste, volg my met hierdie boodskappe en sien hoe die Here u geloof op 'n ander vlak bring. In die magtige naam van Jesus Christus. Jy het geloof nodig om deur hierdie lewe te gaan. Jy het jou geloof nodig om uit finansiële krisis uit te kom. Jy het jou geloof nodig vir jou huwelik. Jy het jou geloof nodig vir jou kinders. Jy het jou geloof nodig vir jou gesondheid. Jy het jou geloof nodig vir jou deurbrake. Jy het jou geloof nodig vir geopende deure. Jy het jou geloof nodig vir 'n nuwe werk. Jy het jou geloof nodig vir die wonders van die koninkryk van God. Jy het jou geloof nodig. Jy het jou geloof nodig om demone uit te dryf. Jy het jou geloof nodig om hande op die siekes te lê en hulle gesond te bid. Jy het jou geloof nodig om oor skorpioene te trap en oor slange te loop. Jy het jou geloof nodig om elke gees, elke manipulerende mag wat in jou lewe opereer, jy het jou geloof nodig om hierdie kragte kragteloos te maak. Prys die Here. As iemand aan die ander kant is, wil ek hê iemand kom en sê, my geloof. Dis reg, jou geloof sal dit vir jou doen. In Jesus magtige naam. Vader, baie dankie vir hierdie woord. Ek bid Vader, kom seën elke luisteraar en help ons Vader om 'n bietjie meer te bepeins oor ons geloof in die Here. In Jesus magtige naam. Amen. Die Here seën elke individu wat ingeskakel was. Die Here is saam met julle in Jesus magtige naam. Julle moet altyd onthou, Jesus Christus is lief vir julle. Shalom.